Goeiemôre julle, ek hoop dit gaan goed. Ja, ek wil jou sommer vra 'n bietjie vandag. Dink bietjie aan daai een persoon dalk in jou lewe wat woord by daad sit. Ja, julle ken die uitdrukking in Afrikaans om woord by daad te sit. Te sê dit is nie net 'n klompie woorde nie, maar gedrag of die daad wys ook dit wat gesê word. Daar word inhoud gegee. En nou wil ek graag sommer so saam met jou blaai na 2 Korintiërs 8 vers 9. Hoor wat skryf Paulus daar, hy skryf: Julle ken die genade van ons Here Jesus Christus, sowel hy ryk was, het hy ter wille van julle arm geword, sodat julle deur sy armoede ryk kan word. Hoor mooi, julle ken die genade van ons Here Jesus Christus. Jy ken die genade van die Here. Hy was ryk, en terwille van ons, het hy arm geword. Dink sommer dadelik weer in daai gedeelte daar in Filippense, waar hy sê hy het homself verneder, verder as 'n slaaf. Woord by daad kom sit. Ja, ek dink sommer aan Matteus, wat praat van Immanuel, God met ons. Johannes, wat weer sê, wat praat van die woord was by God en die woord was self God en die woord het onder ons kom woon. Woord by daad gesit. Dan het dit nie daar gebly nie. Natuurlik het hy aan die kruis gesterf. Die dood oorwin en die graf is leeg. Woord by daad. En mag dit vir my en jou as sy volgelinge inspireer om dieselfde te doen. Om woord by daad te sit, omdat die lewe en dit wat Jesus Christus vir my en jou gedoen het, ons vir ewig verander het. Die prys wat vir ons betaal is aan die kruis, die oorwinning wat vir ons behaal is, die graf wat oop is, die opstanding van die Here Jesus, het ons vir ewig verander. Kom ons gaan sit woord by daad. Here ons Here, ons wil ook graag woord by daad sit. Ons kies vandag om woord by daad te sit. Mag U deur die Gees ons help om daarmee sterk te word en ook so te leef. Dankie Here, dat U bereid was om tot die uiterstes woord by daad te sit. En omdat U lewe, mag ek ook lewe. Amen. Mag jy 'n mooi en geseënde dag hê. En gaan sit woord by daad. Mooi bly.